dankie ook vir die musiekspan. Dankie dat julle so mooi vloei saam met die Heilige Gees. In my opinie is hierdie wat Pinkster is. Dis hoe ons soek, ons het gewag om aangeraak te word met krag uit die hemel uit. Amen. Nou Elsabie, jy kan maar daai slide afval daar. Ons gaan nie by hom bly vanmôre nie, anders gaan ons baie laat huis toe gaan. So ek wil met jou 'n kort gedagte deel, 'n belangrike gedagte, die voorloper gedagte vir vanaand se woord. En so daar's baie wat ons kan sê rondom die seën en ek besef ons breek nou so 'n bietjie die ritme, maar ek vertrou dat jy neem nie kwaadlik nie. En as jy doen, hoop ek dat jy vinnig sal beter voel. Want ek gaan nie verander. Ek sal aanhou doen wat ek glo die Here vir my sê om te doen, ook op die oomblik. En so blaai asseblief saam na Matteus hoofstuk 3 toe. Ons gaan net een versie lees, die belangrike versie, die voorloper vir vanaand, die deel wat ek nie wil hê jy moet mis nie. En ek begin solank met jou deel, 'n belangrike deel, want in oploop tot Pinkster het die Here met ons oor 'n paar goed gepraat, en onder andere het die Here ook met ons gedeel, toe ons gebid het, die belangrikheid rondom ons prioriteite, en so ek wil vir jou sê, hê 'n verwagting, dat daar iets sal wees, om te doen in Pinkstertyd. Daar sal iets wees wat kompetisie is vir jou aandag. Daar sal een of ander manier wees wat die vyand wil kyk of hy jou nie net so bietjie uit die kerk kan uithou nie. So wees voorbereid op dit. Moenie wonder daaroor nie. Dit voel vir my asof die Here ook wil hê dat ons as gemeente se prioriteite so bietjie uitgedaag moet word. Want dit is belangrik dat ons deurlopend ons prioriteite audit om seker te maak is daar enige iets wat jy op hierdie stadium het wat jy nie van die Here ontvang het nie? Niks wat ons het ons uit onsself uit nie. En so deel van 'n manier om vir die Here dankie te sê vir wat ons het, is ook om hom aan te hou, nommer 1 prioriteit maak. Kan ek jou net vinnig sê, in Appington op 'n stadium, nou sit ek en die presiderende pastoor en praat, en ek vra vir hom, so wat sou hy sê, is die nommer 1 gebedsversoek wat ons kry? Hy sê, dis baie maklik. Ek bid vir werk en bid vir my kinders. Dis die 2 goed. Ek sê so, wat sou jy sê is die nommer 1 rede hoekom die mense nie in die kerk is nie? Werk en kinders. En so iets hiervan, moet nie te veel daarin lees nie, maar iets hiervan sê dat ons moet dit reg kry om deurlopend ons prioriteite agter mekaar te hou. Nou dis nie deel van die preek nie, daai deel was verniet, jy hoef nie. Matteus 3 vers 11 sê dit, hy sê, ek doop julle wel met water, dis Johannes die doper wat praat, tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie, en wat sal hy doen? En hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hoor mooi, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wie is die doper met die Heilige Gees? Die pastoor, die ouderlinge, die gasspreker. Dit is die Here Jesus Christus self. Ons moet verstaan, soos ons in hierdie Pinkstertyd ingaan, moet ons fokus die Here Jesus Christus wees, want hy is die doper met die Heilige Gees. Sien jy ook dat hulle het 'n waterdoop ervaar? Hulle is reeds gedoop. Dis wat Johannes gedoen het. Hierdie was die doop tot bekering. Met ander woorde, hulle het reeds 'n keuse gemaak om Jesus te volg. Ek wil vir jou sê, en ek hoop nie dit is vir jou nuwe nuus nie, dat daar meer is as net die oomblik wat jy jou hart en lewe vir die Here gee. Daar is iets nog om te beleef. En dit is die doping met die Heilige Gees. Dis 'n kosbare oomblik saam met die Heilige Gees. Nou wat is die doping met die Heilige Gees? En hierdie is baie belangrik. Ons praat van die woord doping en ons praat van om gevul te word met die Heilige Gees, want dis die terminologie wat die Bybel gebruik. Maar baie keer het ons hierdie persepsie dat daar moet nou iets van buite af in my inkom. En die Bybel is baie duidelik daaroor dat wanneer ons tot bekering kom, dan ontvang ons die Heilige Gees. Dis hoekom ons reg na bekering kan begin vrug dra wat by die bekering pas.
So binne in my is die Heilige Gees. Maar ons praat van 'n vulling en 'n doping met die Heilige Gees, wanneer daar ook strome van lewende water uit my uitvloei. En so die doping met die Heilige Gees is 'n oorgee oomblik, en ek dink dit is hoekom Johannes die Doper sê, en hy sê julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Het jy al ooit iemand gesien wat aan die brand is vir die Here? Daar's 'n vuur binne in hulle. Hoe weet jy daar's 'n vuur binne in hulle? Want dit maak nie saak waar jy hulle kry nie, hulle is besig om te praat oor die Here. Jy kan sien in hulle prioriteitslys hoe hulle tyd en hoe hulle geld spandeer. Dis baie duidelik, hulle is aan die brand van die Here. En so die invulling met die Heilige Gees of die doping met die Heilige Gees is inderware hierdie Heilige Gees krag wat binne in my gedeponeer is, wat vanweë die feit dat ek my vlees afsterf ook uit my uitkom. En dan begin loop daar strome van lewende water uit my uit. Nou, ek praat nou baie, ek moet nou begin oplet in die klas. Anders dan gaan ek nou heel vanaand se preek al klaar preek. Ek wil vir jou sê, dis krities belangrik, dat ek en jy ons fokus sal reghou hierdie Pinkstertyd. Ons fokus is Jesus, want Jesus is die doper met die Heilige Gees. Ons ontvang uit sy hand uit dit, wat ons nodig het. Nou 'n paar algemene vrae. In die eerste plek, moet ek gevul wees met die Heilige Gees om hemel toe te gaan? Nee. Jy het nie nodig om in tale te praat en 'n tweede ervaring om hemel toe te gaan. Julle is met my. Is daar sekere mense wat gekies is om alleen gevul te word met die Heilige Gees en ander nie? Joël sê hy in die laaste dae, is ek en jy daar? Sal ek my vlees uitstort op? Julle ken dit. In die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. So vat gou so aan jou. Voel dit soos iets, tel jy as vlees, dan kwalifiseer jy. Die vraag is of jy genoeg sal oorgee of nie. Jy kan gaan lees in Handelinge, daar's klomp voorbeelde. Ons gaan vanaand na een of twee van hulle kyk, waar God se gees uitgestort is. Maar dan word sy gees net op sekere mense uitgestort, omdat hulle harte ook oorgegee is. Weet dit seker vandag, weet dit in die begin van hierdie Pinkstertyd. As jy nog op die troon van jou lewe sit, gaan Pinkster vir jou 'n moeilike ervaring wees. As jy nog die belangrikste persoon in jou lewe is, gaan Pinkster vir jou moeilik wees. Pinkstertyd is 'n oorgawe tyd, is 'n tyd om my en jou te herinner, om oor te gee, om toe te laat dat ons gelei word deur sy Heilige Gees. Nou ons gaan vanaand verder kerk, so daar's een of twee goedjies wat ons nog net moet afhandel, maar ek sal vanaand so 'n bietjie verder met jou gesels, maar ek wil graag klaarmaak met hierdie storie. Wie van julle het ooit vir Julius Megan geken? Steek gou op jou hand as jy weet wie Julius Megan was. Daar's daarom so 'n paar van julle. Besonderse gesalfde man van God, hy is nou oorlede. Nie meer onlangs oorlede. Maar Julius Megan het op stadium uit opgetree en toe hy op die verhoog klim, toe sê die Here vir hom hy moet daai een liedjie sing. En hy het daai een liedjie begin sing. En 3 ure later toe sing hy nog steeds daai een liedjie. Hy sê toe hy na 3 ure, want hy het sy oë toegemaak, toe hy na 3 ure sy oë oopmaak, toe staan net 4 of 5 mense oor van die, jy weet nie hoeveel honderde daar was toe hy begin het nie. En toe hy sit en hy kyk vir hierdie, toe ervaar hy vir die eerste keer in daai 3 ure die deurbraak van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En op pad huis toe in sy kar vra hy vir die Here, maar hoekom het hierdie so afgespeel? Hoekom kon sy teenwoordigheid nie daar gewees het toe dit die honderde mense was nie? Hoekom toe dit die 4 was? En hy sê die Here het vir hom gesê, jy moet onthou, ek kom vir die wat honger is vir my. Hierdie Pinkstertyd wil ek jou uitnooi om honger te wees vir hom. Het jy al gesien, 'n honger ou en 'n versadigde ou eet nie dieselfde nie. Hulle eet nie dieselfde nie. Die versadigde ou is die fynproewer en dit pla hom as die waiter te lank is, en die honger ou, wow,
Ek's honger. Of die steak nou so bietjie well done is okay, want ek is honger. Julle is met my. Mag ons met hierdie honger ingesteldheid hierdie Pinkstertyd ingaan. Amen. Amen. Het jy 'n woord om jy huis toe te gaan? Baie duidelik, Matteus hoofstuk 3. Jesus is die doper van die Heilige Gees. Ons verwagting is van die Heilige Gees. Dankie Chris. Ek wil net asseblief hierdie belangrike deel van my hart afkry. Dit is my so belangrik. Dit is nie die Heilige Gees wat werk en dan die pastoor wat werk nie. Verstaan baie mooi dat ons die Heilige Gees net so nodig wanneer ons sing, as wat ons hom nodig het wanneer ons na sy woord toe gaan. Om regtig die dieptes te verstaan van dit wat hy vir ons instoor het. En so, daar in die bidkamer het die Here al reeds met ons gepraat, hy het nou net weer met ons gepraat, so ons gaan mense bedien vanaand, weet dit seker. So, ek wil graag met jou die woord deel en dan gaan ons regtig ook saam bid. Maar ons gaan praat rondom die Heilige Gees. En so dis veronderstel om die derde deel in die reeks te wees, maar dis nou, jy weet, na vanoggend, ek weet nie wat ek gaan doen nie, miskien sal ek maar net enetjie opneem, so dan maak ons hom nou net klaar, jy weet, vir die ouens wat nou so bietjie 1, 2, 3 wil tel, maar ons is eintlik by die derde een, en ons het begin met die Vader, en ek het my bes gedoen om jou te help, om te verstaan dat ek en jy het 'n liefdevolle hemelse Vader, en uit die liefde uit het hy vir ons sy seun gestuur. En ons het nie baie gepraat vanoggend oor sy seun nie, maar ek het jou help en ek het jou gewys uit sy woord uit, dat dit is sy seun wat die doper is met die Heilige Gees. En daarom kan ek en jy hierdie Pinkstertyd met opgewondenheid en 'n verwagting na sy troonkamer toe kom, ook deur die kruis. En so, ek lees net weer vir jou 1 Korintiërs hoofstuk 13 se vers 13 sê, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Dit wat ons al reeds vanoggend en vanaand beleef het, die gemeenskap van die Heilige Gees. Ek wil jou aanmoedig, moenie arm deur hierdie lewe gaan nie. Gaan liewerste ryk saam met die Heilige Gees deur hierdie lewe. Moenie jouself snoep en dink dat die Heilige Gees is vir ander mense nie. Die ervaring, die besonderse ervaring van die gemeenskap van die Heilige Gees is vir elke gelowige bedoel, nie vir 'n eksklusiewe groepie mense nie. En dis baie jammer. Dis so ontsettend jammer dat daar herlewings in die verlede moes uitbreek vir God se kinders om weer bewus te raak van sy Heilige Gees. Dit was nog nooit God se plan dat daar 'n kerk sou wees sonder die krag van die Heilige Gees nie. Dit was altyd deel van die oorspronklike plan. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n denominasie. Intussen manne en vroue te wees wat honger is vir Jesus, so honger dat hulle ook sy Gees verwelkom en dat ons ook die voorreg het om gemeenskap te hê met die Heilige Gees. Ek gaan met jou net 'n paar skrifgedeeltes deel en ek hoop ek rig jou gedagtes vir 'n oomblik net. Johannes 14 vers 26 maak dit baie duidelik. Hy sê, maar die trooster, die Grieks is die Parakletos, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jesus beloof vir ons 'n trooster. Op 'n ander gedeelte in die Bybel sê hy gee vir ons 'n pand. Nou 'n pand is 'n belofte, dis soos 'n troupand, dis 'n belofte van iets wat moet kom. Ek weet nie of julle dit weet nie, ek hoop nie ek vertel jou nuwe nuus nie, maar ons is so bietjie op 'n timer. En die horlosie is besig om uit te loop vir sy wederkoms. So daar was die hemel en die aarde gewees voor die val, voor die sonde. Toe het die val gekom en ons is besig om eintlik net in 'n tussenperiode te leef van Adam se sonde tot Jesus se wederkoms, waarna die slag van Armageddon gaan volg en die aarde sal verwoes word. En dan weet jy wat, ek weet nie of jy vir jou nuwe nuus is nie, maar daar kom 'n nuwe een, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dis waar ek en jy gaan bly. Dis waar ons vir ewig gaan wees. En so vir die tussentyd het ek en jy 'n pand, 'n onderpand, iets om aan vas te hou, 'n trooster wat by my en jou agtergebly het
vir hierdie tyd om ons te dra en om ons te help totdat hy weer kom. Jy hoef hier nie alleen te doen nie. Jy hoef nie alleen jou besigheid te groei nie, jy hoef nie alleen jou huwelik te maak werk nie, jy hoef nie alleen jou kinders groot te maak nie. Ek en jy het 'n trooster, soos ons ook deurgaan deur hierdie wêreld. Maar wat doen hierdie trooster? Hy leer en hy herinner ons. Hier is kosbaar. Is daar iets wat jy dalk nie verstaan nie? Volgens God se woord sal die Heilige Gees jou leer en jou herinner. Wil jy meer van sy woord verstaan? Wil jy meer van sy hart verstaan? Ek nooi jou uit na gemeenskap met die Heilige Gees. Hy gaan jou leer en jou herinner. Daar is oomblikke wat ons geleer moet word. En daar is oomblikke waarin ons herinner moet word. En daarom sê Lukas 12:12 hy sê, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur. En so Jesus praat van die vervolging wat die kerk sou deurgaan. Hy sê in daardie selfde uur wanneer iemand van jou antwoorde vra, hy sê en die Heilige Gees sal julle in daardie selfde uur leer wat julle moet sê. Ek weet nie of jy al ooit nie, miskien dalk na 'n beradingsgeleentheid of 'n bidgeleentheid. Absoluut geen idee gehad wat om te doen nie, maar in daardie uur het die Heilige Gees jou gehelp. Hoeveel keer in my lewe kan ek daarvan getuig? Onbekwaam eintlik vir die taak op hande. Maar in die oomblik, in oorvloed van die gemeenskap met die Heilige Gees, is daar skielik wysheid. Is daar skielik antwoorde. Jy kan dit ook beleef. Ek is oortuig daarvan as ek sou vra, sal hier ook man en vroue kan wees wat kan getuig daarvan dat vanweë die gemeenskap van die Heilige Gees kan ek die voorreg hê om ook in wysheid op te tree. Hy is ons trooster, hy is ons leermeester en hy herinner ons. Maar weet hierdie ook seker, hy is ons bron van krag. Sê hy nie in Handelinge 1 vers 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan, wat sal dan gebeur? Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria tot aan die uiterste van die aarde. En miskien kan ek dit vinnig verduidelik. So Jerusalem was die stad, Samaria was so 'n bietjie van 'n groter area, so Judea was net nog so 'n bietjie groter, en dan die uiterste van die aarde. So jy sal iewers begin en al verder sal hierdie evangelie uitdra. Mag ek iets sê wat ek dink belangrik is om te sê? Ek wonder of ons nie dalk so klein bietjie onvrymoedig geword het om die evangelie uit te dra, omdat ons nie meer die krag van die Heilige Gees beleef nie. Dis omdat ons nalat om in die krag van die Heilige Gees te wandel, dat ons skaam geword het. Dat ons eerder kyk na ons persoonlikheid, na my eie onvermoë, dat ek myself afvra soos, wat sal hulle van my dink? Wat sal hierdie een van my sê? Maar ons veronderstel is om te sê, maar deur die krag van sy Heilige Gees kan ek gaan, al is dit moeilik. Die disippels het gegaan. Kan ek jou net sê, wie van julle wat hier voor my sit, is 100% seker jy gaan hemel toe? Ek moet dalk 'n uitnodiging maak. As jy die Here Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, kan jy seker wees. Kan ek weer probeer? Wie van julle is seker dat jy gaan hemel toe? Okay, dis 'n bietjie meer. Besef jy dat ek en jy die hel gaan mis en die hemel gaan maak, omdat daar iemand was wat braaf genoeg was om te gaan? Ek en jy is vandag 'n getuienis, 'n direkte gevolg van iemand anderster se gehoorsaamheid. Sal dit wees? Sal dit wees 80 en 100 jaar van nou af? Sal daar oor 'n rukkie van nou af ook iemand kan getuig dat hulle die hel mis en die hemel maak omdat ek en jy gehoorsaam was, bereid was, onsself neergelê het, ons eie gemak eenkant toe geskuif het en gesê het, Here, stuur my. Partykeer moet ons ver gaan, ander kere moet ons net ons mond oopmaak daar waar ons is. Nie alleen Handelinge 1:8 nie, maar ook in Handelinge 7, hierdie kritiese oomblik in die kerk, dit is eintlik 'n krisis oomblik.
Die heel eerste martelaar, hier word die heel eerste persoon doodgemaak, omdat hy Jesus erken as sy verlosser en saligmaker. Hy erken dat hy die Messias was, die seun van die almagtige God. En net daarom word hy gestenig. En dan sê die Bybel vir ons so, hy sê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Mag ek sê, net miskien sukkel ons om te sterf vir onsself, omdat ons vergeet het dat ons die krag van die Heilige Gees het. Miskien is ons nog nie meer daar dat ons ten bloede ly vir die evangelie nie. Stry vir die evangelie nie. Dit was die volheid van die Heilige Gees wat in Stefanus was, wat hom gemaak het dat hy sy oë hemelwaarts kan hou. Meneer, mevrou, mense gaan jou teleurstel. Iewerster in die verloop van die lewe, iewerster soos kerk aangaan, en ek en jy 'n keuse moet maak, of ons aanstoot gaan neem, en of ons oë opwaarts gaan keer, en of ons gaan sien, wat in die hemel is. God die Vader met Jesus aan sy regterhand. Die tweede laaste ding wat ek met jou wil deel oor die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees word ingenooi. Die Heilige Gees word ingenooi. En daar was 'n man gewees met die naam van Simon. Dit was nie Simon Petrus nie, hierdie was Simon die towenaar. En dit gebeur so, dat die apostels, spesifiek Johannes en Petrus, hulle kom in Handelinge 8 by 'n plek en hulle lê hulle hande op mense. En een na die ander ontvang die krag van die Heilige Gees. En daar moes iets baie sigbaar gebeur het. Want hierdie towenaar sien die krag wat die apostels het. En wat hy doen is, hy bied geld aan. En sê, hoeveel geld het julle nodig? Gee ook vir my hierdie krag. En dan sê hulle vir hom, jy Simon, het geen deel of lot in hierdie saak nie. Hoekom nie? Want jou hart is nie reg voor God nie. Weet dit seker, dat dit God se hart is, om ook sy Heilige Gees in jou lewe opnuut te deponeer. Ek het geen twyfel nie. Maar my en jou verantwoordelikheid lê by ons hart. Sy hart is nie reg nie, want hy dink, hy kan die krag koop. God se krag is nie te koop nie. Dit is geniet, dit is gratis. Maar ek en jy met die Heilige Gees innooi. Terwyl ons bid, hoor ek in my gees die Here vir my sê, nuwe wyn word in nuwe sakke ingegooi. Daar's 'n deel wat die Here vir ons gun, en daar's 'n deel wat ek en jy doen. Daar is 'n deel wat ons klaarmaak. Ons posisioneer ons harte. En wanneer dit kom by die ontvangs van die Heilige Gees, wanneer dit kom by die uitstorting van die Heilige Gees, dan is my en jou deel primêr oorgawe. Jakobus leer vir ons, iemand wat sy tong kan beteel, wat sy tong onder beheer kan hou, kan sy hele liggaam onder beheer hou. Daarom sê ek, dat jou tong is die laaste ding wat submit teenoor die Here. En ja, dis gekonnekt in jou hart, en ons kan nou baie daaroor redeneer. Maar as iets in die ontvang van die Heilige Gees, wat uitloop, dat daar strome van lewende water uit jou uitvloei, wat praat van oorgawe. Ek en jy, wat genuine oorgee. Die laaste een, en dan gaan ons regtig begin bid. In Handelinge 10 vers 45 gebeur daar iets wat nog nooit, in die geskiedenis het dit nog nooit gebeur nie. En wat daar gebeur is 'n klinkklaar bewys dat God geen aannemer is van 'n persoon nie. Hy sê die volgende in vers 45, hy sê, en die gelowiges uit die besnydes, wie is dit? Dis die Jode.
almal wat saam met Petrus gekom het. Hy sê, hulle was almal verbaas, so hierdie Jode was verbaas gewees, oor wat? Dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Hierdie heidene was in Samaria. En daar was geen goeie storie om te vertel tussen die Jode en die Samaritane nie. Geen goeie storie nie. Alles kwad vir mekaar. Ek weet nie hoe's dit nie. Sê ou nog die boere en die Engelse, ek weet nie of is amper soos Israel en Palestina op hierdie stadium. En so dink net vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik wat gebeur hier. Dis 'n groep Jode wat gaan. Hoekom? Want hulle is aangedoen met krag van die Heilige Gees. Hulle kom daaraan, hulle begin bid. En wat gebeur? God stort sy Gees uit. Ook op die heidene. God is geen aannemer van persoon nie. Geen aannemer van persoon nie. Ek en jy kan nie goed genoeg wees en goed genoeg presteer en soet genoeg wees om 'n aanraking van sy Heilige Gees te ontvang nie. Ek en jy kan dood eenvoudig oorgegee wees. Harte wat voorbereid is. Wat sê, Vader, hier is ek. Ontvang ook my offer vir U. Ek wil jou los met hierdie gedagte. Johannes 16 vers 7 sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Nou dis interessant, so half asof Jesus nou ooit 'n leuen vertel het. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dis so half asof hy geweet het, dit gaan vir ons moeilik wees om dit te glo. Hy sê, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kan kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jesus self het getuig dat dit beter is om die Heilige Gees te hê, as wat dit vir hom is om in vlees hier op aarde te wees. Ek en jy leef in die beter seisoen. Miskien kan ons 'n bietjie jaloers wees op 'n Johannes en 'n Petrus van tyd tot tyd wat saam met Jesus gewandel het. Maar volgens Jesus, en hy sê hy praat die waarheid. Hy jok nie. Hy wat alles weet. Hy wat die diepte van ons harte ken. Sê, dis beter vir julle dat ek weggaan. Die Heilige Gees is nie maar net die derde persoon in die drie-eenheid nie. Die Heilige Gees is nie maar 'n afterthought soos baie kerke hom maak nie. Die Heilige Gees is my en jou trooster. Hy leer ons. Hy is ons bron van krag. Hy moet ingenooi word in my en jou lewens in. En hy herinner ons dat God geen aannemer van persoon is nie. Wil jy nie net jou oë toemaak asseblief vir 'n oomblik en Angelica, ek dink sal jy vir ons net kom speel. Groot asseblief. Maak net jou oë toe saam met my vir 'n oomblik. Toe ons vanaand in die bidkamer was, het iemand gedeel dat hy sien 'n prentjie van hoe die Here besig is om 'n erdekruik vol olie uit te gooi. En hy het spesifiek gebid vir die gebrokenis. Toe ons klaar aan bid het, iemand na my toe gekom en vir my woord gebring. Gesê, hy sien hoe 'n erdekruik besig is om oop te breek. Wat besig is om sy Heilige Gees. Daar kom al meer en al meer salfolie uit. As verteenwoordiging van sy Heilige Gees. En so ons het 'n bedieningsspan gereed om in besonder te bid. In die eerste plek vir 'n groep mense wat sê, ek is nog gebroken. Ek het nodig dat die Here my in my gebrokenheid ontmoet.
en my weer heel maak. En ek wil jou sê, ons wil niemand blootstel nie. Ek gaan nie vir jou vra hoekom of jy met jouself verduidelik nie. Maar as jy op hierdie uitnodiging van die Here wil reageer, as jy wil sê, Vader, maak asseblief my gebrokenheid gesond. Kom asseblief vinnig vorentoe.